Goeiemôre, liewe luisteraar en baie welkom vanmôre by Wandel saam met God. My naam is Etienne Dievenage en dis ook vir my 'n besonderse voorreg om die woord van die Here met julle elkeen te kan deel in hierdie môre. En ag vriende, die gebed van my hart is dat jy 'n dieper liefde vir die Here Jesus sal hê, dat daar ook 'n dieper liefde vir sy woord sal wees en dat u begeerte sal wees om daagliks in sy voetspore te wandel, om 'n disipel te wees, om ander te vertel van die Here Jesus en ook so siele te win vir Christus Jesus. Nou vriende, die van u wat gereeld saam met ons inskakel sal weet dat ons nou al vir 'n geruime tyd besig is met hierdie kosbare reeks uit Spreuke hoofstuk 6. Ons staan stil by die 7 dinge wat God haat en dit kom wys vir ons uit dinge wat die Here nie behaag nie en dit kom wys terselfdertyd vir ons uit die dinge wat God wel behaag en dat ons by daardie punt sal kom waar ons 'n lewe leef wat God verheerlik en ons het nodig om daagliks oor te gee aan die Here en ook so vir hom te vra dat hy vir ons sal help en dat ons ook so moed sal skep vanmôre om te weet dat hy wat 'n goeie werk in ons begin het by redding sal dit volëindig en hy is daagliks besig met ons en mag ons gewillig wees en mag ons gehoorsaam wees en doen wat ons Heer en ons Heiland van ons vra. Nou vriende, ons gaan dan vanmôre verder kyk na hierdie aspekte uit Spreuke hoofstuk 6 en ons gaan vanmôre stil staan by hierdie aspek wat handel oor die volgende. Ons lees daar in vers 19 wat sê een wat as valse getuie leuns uitstrooi. So ons gaan bietjie stil staan by hierdie aspek en kyk maar wat beteken dit en hoe ek en u waaksaam moet wees. Nou, wanneer hierdie gedeelte vir ons die volgende sê, een wat as valse getuies leuns uitstrooi, dan word hier verwys na iemand wat nie die waarheid praat nie, maar wat valse stories vertel en mense probeer mislei. En die groot gevaar van 'n valse getuie, veral wanneer dit kom in 'n hofsaak of selfs in die samelewing, is dat hulle valse stories wat hulle versprei of getuies wat hulle lewer, onskuldige mense laat boet vir iets wat hulle nie eers gedoen het nie en dat die persoon wat onskuldig is, word byvoorbeeld dan nou tronk toe gestuur of verhoor sy werk en hy weet in sy hart dat hy niks verkeerd gedoen het nie, maar daardie valse getuie teen hom veroorsaak dat hy ook dan nou so sy werk verhoor. Nou vriende, in die woord van die Here lees ons daar in 1 Konings 21 waar koning Agab wou graag die man met die volgende naam, sy naam was Nabot en Agab wou Nabot se wingerd gehad het, maar Nabot het geweier, hy het gesê dat hierdie grond is die grond wat die Here vir my gegee het en hierdie grond is my brood en botter En dan lees ons verder dat Agab was ewig ontsteld gewees en hy het by sy vrou Isebel het hy gehuil, hy was bedroef gewees en Isebel vra vir haar man wat fout is en hy sê vir haar maar hy soek hierdie wingerd, maar Nabot wil dit nie vir hom gee nie en vriende, dan lees ons dat Isebel het 'n bose plan in haar hart beraam oor hoe sy hierdie grond vir haar man kon gee, maar nou moet ons verstaan dat hierdie was glad nie op 'n eerlike wyse nie, hierdie vrou was boos, sy was oneerlik gewees en daardeur het sy in haar hart ook dan nou so, het sy hierdie bose planne uitgedink oor hoe sy van Nabot ontslae kon raak en hoe sy hierdie wingerd vir haar man kon gee. En dan vertel die woord vir ons dat Isebel het 'n brief geskryf namens die koning en sy het dit dan nou gestuur na die oudstes en die edeles van die stad daar waar Nabot gewoon het en in hierdie brief het sy Nabot valslik beskuldig van iets wat hy nie eers gedoen het nie en sy het die opdrag gegee dat hy gestenig moes word en weens hierdie selfsug van Agab en die valse getuienis van Isebel het Nabot gesterwe en word onskuldige bloed vergiet en u is welkom om ook dan nou daar by die huisvriende hierdie gedeelte te gaan lees, maar ek gaan ook dan nou net vir ons daar lees 1 Konings 21 vers
18 en 19, maak jou klaar, gaan af, Agab, die koning van Israel, wat in Samaria is tegemoet. Kyk, hy is in die wingerd van Nabot, waarin hy afgegaan het, om dit in besit te neem, en jy moet met hom spreek en sê, so sê die Here, het jy doodgeslaan en ook in besit geneem? Verder moet jy met hom spreek en sê, so spreek die Here, op die plek waar die honde die broed van Nabot gerek het, sal die honde ook jou eie broed rek. So hier vind ons ook, vriende, waar die Here se oordeel gekom het oor Isebel en oor haar man Agab, omdat hulle 'n onskuldige man doodgemaak het en valse getuies oor hom versprei het. En daardeur, liewe vriende, waarsku die woord van die Here ons vanmôre teen leuns en valse getuies, en die Here maak ons ook daarop attent dat hierdie is 'n gruwel in sy oë. Dit behaag die Here nie, en dat ons as kinders van die Here onsself nie moet besig hou met hierdie verkeerde dinge nie. Ek hou gou vir u voor, vriende, wat sê Eksodus 20 vers 16, sê vir ons die volgende: jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Eksodus 23 vers 1 tot 2 sê, jy mag geen valse gerug rondstrooi nie, verbind jou nie met die skuldige om 'n kwaadwillige getuie te wees nie. Jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie, en jy mag in regsaak geen getuienis aflê agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie. Hoor gou mooi vanmôre, vriende, ons as kinders van die Here mag nie bekend staan as valse getuies nie, maar ons moet eerder vanmôre bekend staan as betroubare getuies, want betroubare getuies red lewens. En let op wat leer die woord vir ons oor die volgende. Ek hou vir ons voor Spreuke 14 vers 25, 'n betroubare getuie red lewens, maar hy wat leuns uitstrooi is bedrog. En dan lees ons ook in Efesiërs 4 vers 22 tot 25 die volgende, en wanneer ons hier in Efesiërs 4 besig is, dan kom ons agter dat Paulus kom lê baie klem op die volgende. Hy sê vir die kinders van die Here dat julle moet nou besig wees met die nuwe mens wat in Christus Jesus geskape het, en dit behels om die waarheid te doen. Let op wat sê vers 22, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet bekleë wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. En vriende, mag ons in die samelewing, daar by die werksplek, daar by die skool, daar by die winkel, in die hof, die huis, waar ook al ons beweeg, daar by die gemeente, mag ons 'n lig wees wat helder skyn in 'n donker wêreld. Mag ons gekenmerk word deur mense en kinders van die Here wat in alle tye die waarheid spreek, wat doen wat reg en eerbaar is voor die Here, en dat ons ook so deur ons lewenswandel, deur ons optrede, dat ons siele na Christus toe sal trek, maar meer nog, dat mense ook sal weet dat ons is mense wat die waarheid praat. Ons staan vir dit wat reg is en wat eerbaar is, en selfs ook so dan dat ons mense sal reghelp wanneer hulle na ons toe kom en sê, maar sal jy nie saam met my lieg nie, of sal jy nie saam met my hierdie doen nie, en ons sal sê nee, ons staan vir die waarheid. Ons wil eerder doen dit wat die Here verheerlik, en mag ons gebed ook elke dag wees soos die van Dawid. Ek hou vir u voor Psalm 19 vers 15. Dawid bid, hy sê, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. En dit is wat ek en u elke dag moet bid. En vriende, ons weet, ons lewe in 'n tyd waar daar soveel bedrog en soveel oneerlikheid daar buite is. Maar kom ons maak die verskil. Kom ons staan op as kinders van die Here en sê, maar ek gaan die verskil maak. Ek gaan die lig wees. Dit begin by my en by jou, my liewe broer en suster. Kom ons doen 'n gebed saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre na hierdie woord kon geluister het. En Here, wil U vir ons kom help, dat ons bekend sal staan as mans en vrouens, as jong mense wat die waarheid praat, wat 'n lig is, wat helder skyn in 'n donker wêreld. Wil U vir ons kom help dat
ons, waar ook al ons vandag beweeg, wat ook al ons vandag doen, dat dit ook so sal wees, dat dit die regte dinge sal wees, volgens u woord, en dat ons ook so, soos Dawid kan sê, dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra, in u naam alleen bid ek dit. Amen. Baie dankie vriende, u elkeen moet 'n geseënde dag hê en groete en seën vir u elkeen.